Romeine 1 vers 7 tot 8 groet Paulus die gemeente in Rome as die mense vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. In hierdie groet word vir gelowige mense in 'n goddelose omgewing gesê dat die Here al juis daar in hulle uitdagende omstandighede wil gebruik. In daardie tyd was daar al meer as 1 miljoen mense in Rome, waarvan so 60.000 Jode was. Die res was Grieke en mense van oor die hele wêreld. Daar is in die Joodse wêreld dikwels van Rome as Babylon gepraat, omdat dit die hoofstad van die aanbidding van afgode was. Die aanbidding van afgode was algemeen en saam met dit was die verskillende kulture wat saam met mekaar moes leef. In die gemeente in Rome was daar dan ook Joodse en Griekse gelowiges. In hierdie baie uitdagende omstandighede moes die gelowiges hul geloof leef. Die brief aan Rome word 'n jaar voor die vervolging in Rome begin het, geskryf. 'n jaar later in 64 was die groot brand in Rome en die gelowiges is deur keiser Nero daarvoor verantwoordelik gehou en gelowiges is daarna vir die leeu's gevoer of met pik besmeer en as lamppale gebruik. Vir hierdie gelowiges word die genade en vrede van God gegee. Genade was iets wat in daardie wêreld baie skaars was. As jy iets verkeerd sou doen, het jy geen genade ontvang nie. Paulus deel met hulle die genade en vrede van God en hy deel dit in hierdie brief in oorvloed met hulle. Om in 'n omgewing waar baie tale, kulture en gelowe is, vir Christus te leef, is beslis nie maklik nie. Maar God gee aan ons sy genade en vrede sodat ons vanuit dit wat Christus vir ons gedoen het, vir hom kan leef. Hoe leef jy vandag vir Christus in 'n omgewing waar baie mense anders dink en God in sy woord verwerp?